Dag sê, ons gaan vandag gesels oor wetenskap. Die meeste van ons kennis is gebaseer op waarnemings van die fisiese wêreld waarin ons leef. Hier speel wetenskap 'n belangrike rol om daardie waarnemings te orden en te interpreteer. Dit vertolk die empiriese wêreld. Waar ons onseker is hoe om sulke waarnemings te verklaar, lei dit maklik tot gissing. In die verlede is die gapings waar kennis ontbreek het, dikwels deur bonatuurlike wesens voorgestel. In die Helleense geloof was die son die god Helios, wat daagliks met sy koets deur die hemelruim reis, alhoewel Apollo ook soms in hierdie rol voorkom. In die Noorse geloof was dit Sol. In Egiptiese geloof was dit Re of Ra, wat voorgestel is met die lyf van 'n mens en die kop van 'n valk. In die Grieks-Romeinse geloof kry ons 'n hele pantheon gode. 'n God van donderweer, 'n maangod, 'n god van die see, 'n god van vuur, 'n god van wyn, 'n god van liefde, 'n god van oorlog en nog vele meer. Volgens die bekendste monoteïstiese gelowe is daar een God wat die heelal in 6 dae geskep het. Die mens se aangebore sin vir wonder en strewe na sekerheid sou mettertyd periodiek met sulke gissings wat nie geverifieer kan word nie in konflik kom. Die kwaliteit van waarnemings het ook met die ontwikkeling van instrumente versnel. 'n Voorname vroeë deurbraak was die ontwikkeling van die teleskoop. Dit het aan waarnemers getoon dat die aarde nie die kern van die heelal is nie. Die implikasies was verrykend, insluitende vir die status van die mens. Die bewaring van kennis sou ook 'n kernrol te speel hê in die groei van wetenskap en hier was die ontwikkeling van die drukpers belangrik. Mettertyd sou 'n metodiek ontwikkel wat kenmerkend is van wetenskap. Omdat die verskillende wetenskappe so uiteenlopend is dit moeilik om wetenskap te definieer. Dit maak dus sin om die eienskappe wat wetenskap kenmerk te bekyk, eerder as om 'n omvattende definisie te probeer formuleer. Uiteraard gebruik verskillende dissiplines verskillende tegnieke, want daar is sekere eienskappe wat 'n wetenskaplike benadering onderskei. Daar is 'n afsydigheid rondom wetenskap. Objektiwiteit is van kardinale belang in die veld. Die geringste swempie subjektiwiteit kan meebring dat die navorser doelbewus of onbewustelik resultate aan vooroordeel of wensdenkery blootstel. Dit verg voorsorg om 'n metodiek daar te stel asof die navorser geen belang by die uitslag van die toets het nie. Wetenskaplike navorsing se uitgangspunt moet dus nie bewys dat wees nie, maar toets of. Afsydigheid is die primêre onderskeidende eienskap wat wetenskaplike stawing kenmerk. 'n Wetenskaplike hipotese moet bewysbaar wees. Wetenskaplike metodiek aanvaar niks op die basis van goeder trou nie. Alles moet gestaaf word. As geen waarneming of meganisme moontlik is om 'n hipotese te staaf nie, dan is dit buite die bereik van wetenskap. Die filosoof Karl Popper het voorgestel dat 'n hipotese potensieel weerlegbaar moet wees, voordat dit wetenskaplike status regverdig. Indien 'n hipotese vals is, moet daar 'n manier bestaan om dit te weerlê. Waar 'n hipotese nie eers potensieel weerlegbaar is nie, is dit dus nie 'n sterk punt, soos wat dit oppervlakkig wil voorkom nie, maar 'n tekortkoming. 'n Waarneming moet van 'n algemene aard wees om ernstig as wetenskaplik gesien te word. Die waarneming dat jou koffiebeker leeg is mag verifieerbaar wees, maar dit is van so spesifieke aard dat sulke waarnemings te insluitend is om wetenskaplike aard te eien. Daarenteen is die waarneming van 'n sonsverduistering van meer algemene belang en kan meer gepas as wetenskaplik beskou word, veral as die mate van verduistering boonop gemeet word.
Een van die kontroles wat kenmerkend van wetenskaplike navorsing is die vereiste dat iemand anders die proefneming of waarneming moet kan herhaal of dupliseer om vas te stel of dit die bevinding steun. Om hierdie rede word die metodiek wat in 'n wetenskaplike proefneming aangewend word akkuraat beskryf. Beweringe van rare, kortstondige verskynsels is dikwels moeilik of selfs onmoontlik om te verifieer. Dan mag dit nodig wees om op koherensie staat te maak. Wetenskaplike kennis is akkumulatief oor tyd. Dit bereik hoogtes deur te staan op die skouers van bekwame voorgangers. Die navorser begin selde van meet af met iets heeltemal nuut. Dit is veel meer kenmerkend om die bestaande studieveld eers onder die knie te kry voordat enige oorspronklike navorsing aangepak word. Die akkumulatiewe aard van wetenskaplik gefundeerde kennis lei daartoe dat tegnologie voortdurend verbeter wat op sy beurt 'n toenemend welvarende samelewing moontlik maak. Ten spyte van al die voorsorg wat in wetenskaplike metodiek ingebou is om foutiewe gevolgtrekkings te voorkom, gebeur dit wel soms dat wyd aanvaarde wetenskaplike teorieë later verkeerd bewys word. In die oorgrootste meerderheid van sodanige gevalle is dit inderwaarheid nie 'n totale verwerping van die teorie nie, maar 'n akkurater weergawe daarvan. Die enigste manier waarop 'n wetenskaplike teorie verkeerd bewys kan word, is deur wetenskap. Geen hof of dogma kan dit doen nie. Dis wetenskap self wat sulke foute bloot lê en regstel. Om eie foute te erken en reg te stel is opbouend. Dis 'n sterkte, nie 'n swakheid nie. Die natuur steur hom nie aan die mens se norme van goed of kwaad nie. Inteendeel, die oorlewingsstryd is soms baie wreed. Die afsydige aard van natuurwetenskaplike ondersoek maak ontbloting hiervan onvermydelik. Tot 'n groot mate is dit die amorele aard van wetenskap wat veroorsaak dat baie mense 'n verset daarteen ontwikkel. Die werklike wêreld is nie versoenbaar met hulle geïdealiseerde wêreld nie. Nou is hulle kwaad vir wetenskap. Dit bring mee dat hulle probeer om sulke wetenskaplike bevindinge as verdag voor te hou en selfs in anti-wetenskap propageer. Dis wensdenkery. Morele oorwegings kan nie waarheid beïnvloed nie. Die mens het 'n natuurlike verlange na antwoorde. Ons wonder. Ons wil die onbekende verken. Hoekom ervaar ons seisoene? Hoekom het die maanfases en die son nie? Waarom kom dieselfde sterre elke aand 4 minute vroeër op, maar die maan ongeveer 50 minute later? Hoekom vries water as dit baie koud word en kook as dit baie warm word? Wat is magnetisme? Waaruit bestaan lig? Wat veroorsaak 'n reënboog? Hoe het die vink in die muur om nes te bou? Alhoewel die metodiek van wetenskap afsydig is daar 'n emosionele vervulling daarin om die antwoorde te vind. Ons kan hierdie emosionele vervulling en verwondering beleef sonder om te glo dat daar feetjies op die paddastoele dans. Daar is genoeg wonder in die natuur. En vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd in vino veritas.